vanoggend saam. Heilige Vader, almagtige Heer, grote Koning, U wat heers in die hemele, aan U kom toe al die lof en die eer. Baie dankie Here dat ons vanoggend hier kan wees. Baie dankie Here dat ons wyd en suid eintlik oor die land uit by mekaar is hier vanoggend en dat ons op so 'n manier kan deelneem aan die liggaam van Christus. Dankie vir die sakrament van die nagmaal. Dankie dat U ons kom herinner aan Jesus se soenverdienste en bid ek, Here my God, dat dit wat Jesus gedoen het, dit hoe God Jesus vir ons gegee het, en dat ons nou kan lewe as gevolg van daardie verdienste van Jesus Christus. Here, sal U vir ons help deur die werking van die Heilige Gees dat ons niks sal vergeet van God se groot plan nie. Dat die Heilige Gees sal doen soos wat in die skrif leer, dat hy ons sal kom herinner alles aangaande Jesus. En Vader, dan weet ek dat ons vandag kan gesels oor een vers met Jesus en môre oor dieselfde vers 'n ander invalshoek sal vind. Want U is almagtig en heilig. U is groot, ver bo ons begrip en verstand. En daarom bid ek, Here, dat U vir ons sal help en leer, dat ons deur die werking van die Heilige Gees toepassing sal vind van God en sy almag in ons lewens. Here, dat ons onsself toenemend sal bring by 'n plek wat ek meer wil weet van Jesus, meer wil verstaan van wat U doen, my Vader, meer van hoe die Heilige Gees deur my lewe werk. Want Here, ons het 'n behoefte daaraan om U hand te sien beweeg. Ons het 'n behoefte daaraan om te sien hoe U ons sake vir ons kom onderstreep in ons lewens. Ons het 'n behoefte daaraan, Here, dat ek 'n pad met U kan stap. Dat ek sensitief sal wees vir die inspraak van die Heilige Gees. Ons het behoefte daaraan, my Vader, dat U vir ons sal lei. Dat my oor ingestem sal wees om die stem van God te hoor. My Vader, ons wil ook uitroep soos Jesus, dat U ons sal help. En Here, maar ons gaan stil staan by Jesus se kruiswoorde, Jesus se verwysing na spesifieke sake deur die eeue heen. Bid ek dat U vir ons die pennie sal laat val. Here, dat ons sal verstaan waaroor dinge gaan. Dat U vir ons dit sal oopbreek vanoggend. Geef vir ons 'n nuwe invalshoek. Geef vir ons iets nuuts, iets vars uit die troonkamer van die Here God Almagtig. Ek bid dit, my Vader, vir myself, maar vir elkeen hier teenwoordig. Sal U elkeen van ons opnuut iets sal kom verstaan van Jesus se grootheid, Jesus se almag, die reddende krag van Jesus se bloed, die vryspraak wat daar vir ons is, die vergewing van sondes. Here, die ewige lewe. Dankie daarvoor dat ek U kan kom vra, my Vader, dat U ons so sal leer en lei vanoggend. In die naam van Jesus, ons Christus, bid ek dit. Amen. Liewe gemeente, ons is by 'n lekker aansluiting van die nagmaal. Die nagmaal is 'n wonderlike feesgeleentheid vir ons. Dis lekker om nagmaal te vier. Dit herinner ons aan sulke mooi dinge aangaande Jesus. En ek wil spesifiek by 'n paar sake stil staan wat onder andere 1000 jaar gebeur het voor Jesus se kruisiging. En 'n spesifieke heenwysing na Jesus wil ek die aksent op laat val. Maar by die nagmaalstafel kom ons by 'n punt wat ons sê, weet jy wat? Dis belangrik om te sê, soos dit daar in die Psalm staan, Selah, stop and listen. So ek wil graag hê dat ons vir 'n oomblik net 'n bietjie stop. Kom ons stop net vir 'n moment
Kom ons raak dit vir 'n oomblik stil in jou lewe en ons luister na hierdie lied ter voorbereiding van dit wat ons net nou gaan geniet, die nagmaalstafel. Kom ons luister na hierdie lied.
Hierdie tafel wat ons dan geniet vanoggend, die sakrament van die nagmaal is nie 'n tafel van 'n gemeente of die tafel van 'n denominasie nie, dis die tafel van Jesus Christus. En as jy die getuienis het, dat jy glo dat Jesus die Seun van God is jy welkom om saam met ons nagmaal te geniet. Ons herdenk die opoffering wat Jesus gemaak het, hier by die tafel. En ek baie dankie dat jy en die ander paar dames, ek is nie helemaal seker wie almal hulle hand hier gehad het nie, maar dankie vir die mooie tafel. En dit is lekker om te sien hoe mense in die gemeente trots is op wat hulle doen. Want weet jy wat, hierdie is die belangrikste afspraak van jou week. Die tyd wat jy spandeer saam met Jesus elke dag, is die belangrikste uur van jou dag, of die belangrikste ure van jou dag. En dit is wonderlik om te sien, wanneer mense snap wat Jesus gedoen het, begin verstaan hoe dit inpas by God se totale plan, hoe daar 'n aktivering in mense plaasvind. 'n Aktivering. So rukkie gelede het ek die voorbeeld gebruik van popcorn, wat warm word in die olie en dan op 'n stadium dan pop dit. Wil jy nie ook weer 'n pop ervaar? Wil jy nie ook weer naby kom aan die hitte, naby aan die hitte van die Heilige Gees, dat jy weer 'n pop kan ervaar? Ek hoop vanoggend is so 'n pop moment vir jou. Want Jesus leer, en Paulus skryf baie daaroor in sy briewe, en sê dat wanneer ons so dikwels as wat ons die brood en die wyn gebruik, dan doen ons iets spesifieks. Ons verkondig die dood van Jesus Christus. Ons verkondig sy dood. Verstaan ons wat dit beteken? Sy dood. Wanneer ons met 'n oomblik gaan stilstaan, ja, as gelowiges het hy opgestaan, ons weet, hy het die dood oorwin, maar verstaan ons die impak van die dood wat Jesus deurgegaan het? Verstaan ons hoe God dit lank al in sy raadsplan gehad het? Ek wil vanoggend gaan stilstaan, ek wil jou probeer menslik gesproke, maar ek beroep my op die Heilige Gees, dat die Heilige Gees jou vandag sal beïndruk oor God se spesifieke manier, hoe hy deur Jesus dinge gedoen het. Hier waar ons die brood en die wyn geniet, het ons twee tekens, die tekens van die brood. Wat is die brood? Die brood is die heenwysing na Jesus se liggaam wat hy opgeoffer het vir ons. Daar's twee gebruike daarvan. Een is Jesus se liggaam self. Hy het homself op die spel geplaas. Hy het homself op die altaar geplaas. Maar die tweede belangrike deel van die liggaam is, dit gee vir ons deelname aan die liggaam. Die Engels praat mooi van through the communion we have participation in the body of Christ. So die brood wys heen na ons deelname aan die tafel, maar in die eerste plek heen na Jesus se liggaam. En dan die wyn. Die wyn wys heen na die bloed van Jesus wat gestort het. En dan verkondig ons daardeur sy dood tot dat hy kom. Daar gaan 'n dag aanbreek wat dit jou laaste nagmaal gaan wees. Mag dit gou wees. Mag Jesus ons gou kom haal. Mag Jesus ons gou kom haal sodat dit vandag dalk ons laaste nagmaal kan wees. Kan jy dink, dan gaan 'n laaste een wees. Ek sien uit na daai laaste een. Ek wil spesifiek vandag kyk na 'n psalm. So wanneer ons na die psalms kyk, net so vir agtergrond, die hele boek van die psalms is ingedeel in 5 hoofareas. Daar's 5 dele in die psalms. In die psalms kry ons 'n gedeelte 73 van die 150 psalms word toegedig aan Dawid, né? Dis of Dawid wat dit self geskryf het,
of dit wys weer na Dawid, of dit bevat baie van Dawid se lewe, maar 73 van die 150 psalms, so kom ons sê omtrent die helfte van die psalms, is Davidiese psalms. En dan die balans is geskryf deur Asaf, vanuit die Levitiese orde uit, die Koragiete, die ouens wat musiek gemaak het psalms geskryf, Moses het 'n psalm geskryf, en dan natuurlik Salomo homself psalms geskryf. Maar ek wil hê ons kyk na 'n spesifieke psalm, Psalm 22. Psalm 22, en daar in julle notas, het julle 'n bietjie van 'n uiteensetting van Psalm 22. Maar kom voor ons dan na die uiteensetting kyk in die uitdeelstuk. Kom ons lees gou hierdie Psalm 22. Psalm 22 staan bekend as 'n messiaanse psalm. Met ander woorde is 'n psalm wat baie sterk heenwys na Jesus Christus. Die psalm is geskryf omtrent 1000 jaar voor Christus. Met ander woorde, 1000 jaar voor Christus is daar 'n profetiese ingryping van God, en deur hierdie psalm word sekere verklaringe gemaak oor die aarde heen, en het ons nie al geleer, Hosea 3:7, God doen niks sonder dat hy dit bekend maak deur sy profete nie. Dieselfde word onderstreep deur Petrus, God doen niks sonder dat hy dit bekend maak deur die profete nie. Wat doen God hier? Deur sy profeet Dawid is daar 'n psalm geskrywe wat heenwys na Jesus Christus. En het ons ook by vorige geleentheid gesê, dat daar is omtrent 200 profesieë in die skrif, wat heenwys na Jesus. As ons net 'n paar van hulle vat, die kans dat hierdie goed oplyn met een persoon, is verskriklik klein, dat daar 'n fout kan wees. Die Jesus wat ons vandag herdenk, die Jesus Christus van Nasaret, die een wat gebore is in Bethlehem, daai is die Jesus. As daar by jou twyfel bestaan oor watter Jesus jy moet aanbid, moenie verder twyfel nie. Jy is op die regte plek. Ons aanbid die Jesus wat profeties aan ons bekend gestel is deur God, en in hierdie geval vandag, Psalm 22, 1000 jaar voordat hy gebore is. Vers 2, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou, en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep, en het ontvlug, op U het hulle vertrou, en nie beskaamd gestaan nie. Vers 7, maar ek is 'n wurm, geen man nie, 'n smaad van die mense, en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Verwys julle gou na die uitdeelstuk. Wat het daar in die uitdeelstuk bladsy 2 en 3? Bladsy 2 en 3 het ek gelys aan die een kant, die spesifieke vers in Psalm 22, die onderwerp of die vergelyking wat dan in daardie vers plaasvind, en waar daardie vers vervulling gevind het in die Nuwe Testament. Kom ons maak gou 'n voorbeeld. Ek gaan nie by elkeen stil staan nie, want ek wil fokus op een spesifieke een. Ons begin sommer heel voor. My God, waarom het U my verlaat? Dis 'n kreet van verwerping, 'n verwaarlosing wat ervaar word. Maar wat kry ons? Ons kry in die Nuwe Testament, Jesus roep hierdie frase op die kruis uit. My God, waarom het U my verlaat? Ek wil dit gou in perspektief stel. Die kritici vir die Christendom sê, daai vers is 'n bewys dat Jesus nie God is nie. Dis wat die kritici sê. Hulle sê, hoe kan Jesus God wees, as hy daai woorde op die kruis uitroep, terloop, dit is die 4de kruiswoord wat Jesus spreek. Dis 'n kruiswoord wat Jesus spreek, plus minus 3 uur die middag, minute voordat hy sterf aan die kruis, op daardie kruisigingsdag. Nou wat het gebeur? Die vorige aand het hy die nagmaal ingestel.
Daai selfde aand wat hy die nagmaal ingestel het, is hy gearresteer en verraai. Die oggend 6:00 tot en met 9:00 is hy verhoor deur Pontius Pilatus en die owerpriesters. Hier tussen 9 en 12 van daai dag van sy kruisiging is Jesus gegeesel, is hy gespot, is hy geslaan, teen 12:00 het hulle hom uitgeneem om gekruisig te word. Teen 3:00 hang hy aan die kruis en kort na 3 sterf hy. En in die proses tussen 12:00 en 3:00 het Jesus sekere frases geuiter. Die 4de een wat hy uiter is die frase, my God, waarom het U my verlaat? En sê die kritici, dis 'n bewys dat Jesus nie God is nie. Hallo, ouens moet oplet. Daai ouens het nie lekker opgelet nie, want wat het gebeur? Toe Jesus daai woorde spreek, toe spreek hy daai woorde primêr tot die skrifgeleerdes wat voor hom sit en wat hom spot en sê, sterf. Maar hulle het geweet waar kom daai skrif vandaan. Daai skrif is deel van Jesus se onderrig gewees in die tempel en op die geestelike bymekaar kom plekke voor die tyd, waar hy die skrif uitgelê het. En wat was een van die skrifte wat hy uitgelê het? Psalm 22. Psalm 22 het gereeds gesê, my God, waarom het U my verlaat? So toe hy dit spreek aan die kruis, toe weergalm dit aan die skrifgeleerdes, hy's waarlik God. Want kyk, die woorde wat hy spreek is dit in Psalm 22. Dit was nie 'n erkenning van Jesus, dat hy nie self God is nie. Dit was 'n heenwysing, dat wat 1000 jaar van tevore opgeteken is in Psalm 22, het nou bewaarheid geword. En wat volg in Psalm 22? Kyk net na al daai voorbeelde. In Psalm 22 kry ons nie minder nie as 12 sinsnedes wat in daai tyd reeds geskryf is, wat direk verbind kan word met Jesus Christus. Direk. Let op na vers 17. Vers 17. Nee, nie vers 17. Dit is vers 16. Moet ek beseker maak? Psalm 22, vers 17. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Weet julle dat op daardie tydstip, 1000 jaar voor Christus, was die gebruik daarvan om mense te kruisig nog nie daar nie. Dit het nog nie plaasgevind nie. Dis nog nie 'n metode van marteling of dood wat plaasgevind het nie. In hierdie tyd is daar reeds geskryf dat Jesus aan 'n kruis sou sterf. Daai vers, sy hande en sy voete is deurgrawe, deurboor. En daar's 'n hele klomp voorbeelde wat ek daar vir julle aanhaal. Gaan sit asseblief rustig en bestudeer dit. Vers 8, almal wat my sien, spot met my. Het hulle dit gedoen? Matteus 27 vers 39. Diegene wat verbygegaan het hom beledig en hulle koppe geskit. Ensovoorts. 12 voorbeelde in Psalm 22 wat direk heenwys na Jesus Christus. Hy is die Jesus. Maar fasten your seatbelts. Wil julle iets ekstra leer wat hier so tussen die versies ingeskryf is? Wat nie direk met 'n vers verbind kan word nie, want daar word nie direk dit gesê nie. God doen hier in hierdie Psalm dit wat hy nog altyd hierdie skepping doen. Wat doen hy? God verklaar deur die skepping sy heerlikheid. Dis iets van God wat ons sien. God wys deur die skepping dat hy, ek wil amper sê, God show so 'n bietjie af. Hy wys vir ons baie keer dinge in die skepping wat net vir ons aandag spesifiek trek. Voor die diens praat
Rocco van 'n vriend, wat deur 'n proses gegaan het in sy lewe, wat hy gedink het oor 'n verdieping in sy geestelike lewe. En terwyl hy daar saam met sy vrou sit, en hy in die aand kyk na die sterre, beleef hy hierdie invluistering van die Heilige Gees. En in daai invluistering van die Heilige Gees, begin dit skielik te reën, sonder dat daar wolke is. En dit tref hom so, dat God met hom praat, dat hy met sy vrou begin praat, en vir sy vrou sê, hoor jy, maar dit gebeur nou net in my, ek het nou net so daaraan gedink, en sy bevestig dit. God openbaar homself, dikwels in die skepping, en lees ons dit so op soveel plekke. Psalm 13 verklaar God, dat hy sy skepping sy heerlikheid sal uitroep. Psalm 97 verklaar dat die skepping die algemene heerlikheid van God aan ons toon. Die skepping maak ons nuuskierig. Hoekom ry die ouens ruimte toe? Om ons daai om die maan te gooi. Vir wat? Dis nuuskierig. Die hele wetenskap is een groot stuk nuuskierigheid. Hulle probeer heeltyd God verklaar en vind in die wetenskap. Wow, ons het hierdie uitgevind. Dis amazing. Of course is it amazing. Nou verstaan ons net 'n stukkie van God. Of course is it amazing. Ek onthou, eendag sit ek daar op 'n plaas, 'n koppie buite Warmbad. En ons is op so 'n wegbreekkamp. En is tjoepstil op hierdie koppie. Tjoepstil. Jy hoor niks nie, jy ervaar niks nie. Kyk net so in die verte in daai bosveld. En die volgende moment, soos wat ek met God in kontak is en bewus raak van sy teenwoordigheid, voel ek 'n wind oor my waai. Maar geen blaartjie beweeg. Die wind waai, ek voel dit oor my lyf. Ek ervaar dit deur my hare, maar niks om my beweeg. God het 'n manier om in die skepping jou aandag te trek. Hoeveel keer trek hy ons aandag hier in die kus, deur die skepping? Hier 'n reënboog. Man, jy kan dit nie ignoreer nie. Selfs hy wat nie glo in God nie, kan nie God sy skepping wat inspraak lewer in ons lewens ignoreer nie. Daarom wil ek graag julle aandag vestig op Psalm 22 vers 7. Maar ek is 'n wurm en geen man nie. Julle het dit raak gelees? Ek is 'n wurm, maar geen man nie. 'n Wurm is seker die laagste orde in die skepping. Nee, wat is 'n wurm? Meeste van ons, as ons 'n wurm sien, dan trap ons dit dood. Ons wil van wurms ontslae raak. Maar hier is 'n baie interessante verwysing na wurm in hierdie teks. In hierdie teks, daar's twee woorde wat in die skrif gebruik word wanneer daar verwys word na wurms. Die eerste woord wat gebruik word, is die woord rema. Rema. Die Hebreëse woord rema. Kom ons sê nou maar net vir die doeleindes van hierdie gesprek, dis 'n gewone wurm. Maar in hierdie skrif, hierdie wurm wat nou verwys word, is 'n wurm met die naam van Tulaat. Tulaat. Dis die naam van hierdie spesifieke wurm. Watter wurm is dit? Die wurm se naam is, hulle noem dit the crimson worm, of die scarlet worm. Crimson wurm. 'n Wurm wat persrooi van kleur is. Scarlet worm. Crimson worm word hier na verwys. Hierdie wurm is 'n baie interessante wurm. Wanneer hierdie wurm aan die einde van haar lewe kom, kyk daai rooi afskynsel wat op die takkie begin sit. Die skarlakenrooi van dit wat afgegee is, word wit. Die skrif leer ons dat ons deur Jesus se seisoenverdienste wit en skoon gewas word. Ons word wit en skoon gewas.
Die natuur roep dit uit. Die natuur roep dit uit dat vir 3 dae het Jesus dit alles gedoen wat genoeg is sodat ek en jy 'n nageslag kan wees vir hom, 'n geestelike nageslag. En begin hierdie crimson wurmpie, hierdie kokon wat nou kliphard is, begin dit te verkleur. Psalm 51 sê, reinig my met hyssop en ek sal skoon wees, was my en ek sal witter as sneeu wees. Skrif leer ook in Openbarings 7 vers 14. Dit is diegene wat in groot verdrukking, die groot beproewing kom, en hulle met hulle gewas, wit gemaak in die bloed van die lam. Hebreërs 19 sê, hoeveel meer sal die bloed van Christus jou gewete van dooie werke reinig, om die lewende God te dien. Hy was ons. In Johannes 1 vers 17, as ons regtig, is die woordjie wat daar bykom in die Amplified, as ons regtig in die lig wandel, die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Hier gebeur iets interessant. As jy kyk na die hout of die bas, nadat so 'n episode plaasgevind het in die lewe van 'n groepie crimson wurmpies, dan laat dit 'n rooi merk na. Ek vra jou, daar waar jy wegstap in jou omgewing, wat laat jy na? Ek en jy is gewas in die bloed van Jesus Christus. Ek en jy is, as die natuur dit uitroep, dat daar 'n nalatenskap, 'n teken is van wanneer ons daar was, dan is die oproep ook vir my en jou. Kom ons laat die teken na. 'n bloedbevlekte boom. 'n bloedbevlekte omgewing. Want jy verteenwoordig Jesus Christus. 'n bloedbevlekte nalatenskap. Dis 'n teenstelling, nee. Die wêreld sien bloed as iets wat vuil maak. Maar Jesus was juis ons skoon deur die bloed. Die bloed bring juis, die rooi bring juis vir ons die skoonheid. As jy weer die vers lees, maar ek is 'n wurm en geen man nie. Dis Jesus Christus. Hy is geen man nie. Hy het homself verlaag soos 'n wurm, sodat hy deur hierdie natuur verskynsel, maar net opnuut weer kan uitroep na my en jou. Weet jy wat? 1000 jaar terug het hierdie woorde reeds gespreek, deur 'n profeet geïnspireer deur God, wat heen gewys het in 'n psalm, waar daar keer op keer die aksent val op Jesus ons Christus. En maak dit dan nie sin dat hierdie crimson wurmpie dan juis dit alles so oopbreek, so alles so duidelik maak wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Here my God, dankie vir die skrif, dankie vir die uitleg deur die Heilige Gees. Dankie dat jy die skepping gebruik om op so 'n tasbare manier ons te wys u grootheid, u almag, u heiligheid, u groot plan, Here. Baie dankie dat ons daaraan kan vashou. Bid ek, Here, dat u ons sal toelaat om te groei, om toenemend ons lewens aan u te kom wy. As u dan hierdie dinge met ons deel, as u dan hierdie dinge vir ons oopbreek, hoe kan ek nie daardeur geraak word nie, Here? Hoe kan ek maar net verby beweeg? Ek moet stop en luister. Dan moet in my sekerlik, Here my God, 'n Selah wees. Stop and listen what the Spirit of God says.
Ons loof en ons prys die heilige naam, Here my God. Aan U kom toe al die lof en al die eer. Amen.